Hartlike goeiemôre ook aan elkeen wat nou elektronies by ons erediens aansluit. Mag ons vandag ook God se teenwoordigheid hier by ons ervaar en beleef. Mag elkeen van ons ook 'n ontmoeting met die lewende God hê en mag ons 'n boodskap ontvang wat ons ook nodig het en wat ons kan help om met toewyding, met oorgawe en met dankbaarheid te dien. Kom ons word nou stil, dan bid ons saam. Almagtige God en Hemelse Vader, met harte wat oorloop van dankbaarheid en vreugde, is ons vandag weer hier in U huis by mekaar, omdat ons 'n ontmoeting met U wil hê, omdat ons U teenwoordigheid by ons wil ervaar en beleef, omdat ons glo dat U deur die Heilige Gees in ons woon, dat ons U tempels is. Ons dank U Vader vir die voorreg wat ons het om so op 'n Sondagoggend in U huis te kan wees, om lofliedere te kan sing en U naam te eer. Ons aanbid U as die almagtige Skepper God wat elkeen van ons kunstig aan mekaar geweef het in ons moederskoot. Ons aanbid U as die God wat alles weet en orals is, wat selfs ook ons gedagtes ken, wat weet watter woorde ons gaan sê nog voordat dit by ons opgekom het. Ons aanbid U as die almagtige Skepper vir wie niks onmoontlik is nie en wat ook wonderwerke doen. Wat mense se lewens verander en vernuwe, sodat hulle U met dankbare toewyding kan dien. Ons dank U ook vir die woord waaruit ons kan lees, vir die boodskap wat U daardeur vir ons gee, en dat ons met vreugde en blymoedigheid ook daardie boodskap kan uitdra in hierdie wêreld waarin ons leef. 'n wêreld wat as gevolg van die sonde stikkend en gebroken is. Ons dank U vir elke ouma en oupa, vir elke pappa en mamma, en elke kind wat vandag na hierdie boodskap luister. Gee dat dit vir elkeen van ons 'n besondere betekenis sal hê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Maatjies, vanoggend het ek vir Alwyn die harlekyn saam met my gebring. Kom ons hoor wat het hy vandag alles te sê. Goeiemôre Alwyn, hoe gaan dit? Goeiemôre julle almal. Nee, hy gaan dit sommer baie goed, dankie. Ek is nog steeds droog al die tyd. Nog nie eers weer 'n druppeltjie van die goeters op my lip gesit nie. So, hy gaan dit sommer uitstekend. Baie goed, dankie. Ek is baie bly om dit te hoor. Dis wonderlike nuus. Nou, sê bietjie vir my, ek het al gewonder hoe het dit nou gebeur dat jy uiteindelik by die sirkus beland het. Ja, nee, dit kan ek nou ongelukkig nie antwoord nie. Hoekom nie? Ek weet nie. Hoe bedoel jy weet nie? Wel, ek weet nou maar net dit wat hulle my vertel het. Nou, wat het hulle jou vertel? Hulle het gesê, ek was 'n boksbaba. 'n Boksbaba? Nee, ek verstaan nou nie. Is dit nou soos daai Jack in the Box speelgoed wat hierdie slingertjie draai, dan pop daar 'n nar uit?
Nee, dis nie wat ek was nie. My naam was vir baie lank gewees Boksbaba. Nou, hoekom was jou naam Boksbaba gewees? Wel, die ringmeester van die sirkus het een nag 'n klop aan sy karavaan se deur gehoor en toe hy die deur oopmaak, toe is daar voor sy deur of sy karavaan traffie 'n boks met 'n baba in. Hy, Alwyn, regtig? Ja, en ek was daai baba. Sjoe, ek is regtig jammer om dit te hoor. Dis nie baie lekker nie. Ja, nee, kyk, het was nie lekker om Boksbaba genoem te word nie. Maar nou ja, toe ek nou so baie begin drink het, toe noem hulle my Alwyn. Jy sien, Alwyn, Alwyn. Okay, nee, nou verstaan ek, moet jou naam verander van Boksbaba na Alwyn toe. Maar het jy toe nou intussen uitgevind wie jou ma en jou pa was? Nee, ek weet nie. Ek het nou maar net so in die sirkus gebly vir altyd en daar groot geword. Dis maar al wat ek weet. Sjoe, dis erg en hoe laat dit jou voel? Soos 'n weggooi laptop op 'n ashoop. Ek kan dit verstaan. Ek dink jy moet dalk agter my kom sit en dan saam luister en hopelik kry jy vandag so 'n klein bietjie troos. En ek is dankbaar dat die mense in die sirkus jou darm gehelp het en jou groot gemaak het. Dis nou net jammer al die ander dinge gebeur het, maar gelukkig het dinge ook weer vir jou goed uitgedraai nadat jy die Here geleer ken het. Maar geliefdes, het jy dalk ook al gevoel soos die lap op 'n ashoop? Nou die ouer mense sal die liedjie waarskynlik ken. Ek weet nie of die jonger mense die liedjie ken nie. Maar die liedjie gaan so, en jammer vir die onderbreking, iets wat ek weer kan weggooi, is 'n ou battery. Hulle sê mens moet dit op versigtige maniere weggooi. Jy kan nie 'n battery sommer enige plek weggooi nie. Maar in elk geval, ek gaan nou nie die liedjie oor die laptop sing nie, maar dit gaan so, dat die laptop daar op 'n ashoop beland het, en dat sy verlate was, stikkend was, sy was verbleek en sy was nie meer mooi nie, en toe hoor sy allerhande stemme praat, stemme wat haar op die ashoop verwelkom, en o elende, sy kyk toe om haar rond, en wat sien sy? Net 'n vrot pampoen, en 'n stikkende skoen, 'n grammofoonplaat en 'n kous sonder maat, net 'n leë bottel bier en 'n verlepte angelier, 'n gelapte binneband en 'n ou koerant. En toe is die laptop nou baie ongelukkig dat sy nou tussen al hierdie ander weggooi goed beland het. Partykeer voel ons soos daardie laptop. Weggegooi. Want die manier waarop mense mekaar soms weggooi, is vir God ook verontwaardigend. Net soos wat dit vir ons verontwaardigend behoort te wees, wanneer ons sien en hoor en voel, asof ons weggegooi word, ook vir ons verontwaardigend moet wees. Ons gaan nou vanoggend 3 gedeeltes uit die Bybel uitlees. Daar's ander gedeeltes wat min of meer ook dieselfde boodskap oordra. Maar die eerste gedeelte wat ons gaan saam lees, is Psalm 27 vers 10. Net hierdie een versie in Psalm 27. Al sou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. So al is jy 'n boksbaba, op 'n manier sal die Here jou onder sy sorg neem. Jesaja 49 vers 15 tot so die eerste gedeelte van vers 16 gaan ons ook saam lees. Jesaja 49, is 'n baie kosbare gedeelte hierdie. Die gedeelte begin met 'n vraag: kan 'n vrou haar eie baba vergeet?
haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie. Selfs al sou so iets kon gebeur, ek sal jou nie vergeet nie. En dis wat die Here sê. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer. Simboliese taal, om vir ons te sê dat ons vir die Here kosbaar is. Al sou dit gebeur dat jou pa of jou ma jou vergeet en jou weggooi, God sal jou nie vergeet nie. Jy is vir hom so belangrik dat jou naam in sy handpalm gegraveer is. En dan lees ons uit Markus hoofstuk 10, vers 13 tot 16. Hierdie selfde gedeelte kom ook voor in Matteus 19 en Lukas 18, maar ek het spesifiek gekies om uit Markus 10 te lees. En julle kan by die huis gerus die ander gedeeltes ook gaan lees en dalk vir julle self die vraag afvra, hoekom juis Markus? Die mense het kindertjies na Jesus toe gebring dat hy hulle moet aanraak. Sy disippels het met die mense daaroor geraas. Weet julle hoekom? Ons het groot geword, kinders word gesien en nie gehoor nie. As die groot mense by mekaar is en kuier, wat moet die kinders doen? Hulle moet skedaddel. Hulle moet gaan buite speel. Hulle moet nie hulle ore kom uitleen by groot mense se geselskap nie. Dis hoe ons groot geword het. Nou in die Bybelse tyd was dit nog 10, 20, 100 keer erger gewees. Kinders moes nie naby groot mense kom nie. Hulle moes hulle met kinderdinge besig hou. Die laaste ding wat 'n kind moet doen is om vir Jesus te kom pla, het die disippels gedink. En toe die mense nou die kindertjies na Jesus toe bring, dat hulle moet aanraak, is hulle verontwaardig daaroor, hulle is kwaad daaroor, hulle is ongelukkig daaroor, en hulle raas met die mense. Vat die kinders weg, het hulle waarskynlik gesê. Maar toe Jesus sien dat die disippels met die mense daaroor raas, was hy die een wat verontwaardig was. Was hy die een wat vir hulle gesê het, laat die kindertjies na my toe kom, en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker ek julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Nou hierdie woord wat ek nou gaan lees, kom net by Markus voor. Hy het sy arms om die kindertjies gesit. Hulle het die hande opgelê en hulle geseën. Hy het sy arms om die kindertjies gesit. Die ander evangelies noem dit nie. Hulle het die hande opgelê en hulle geseën. Want hulle was vir hom kosbaar gewees. Mense gooi goed weg wat vir hulle waardeloos geword het. Soos wat ek nou met hierdie battery gaan doen. Want hy het nou pap geword. Ek kan hom nie meer gebruik nie. Hy is nou vir my nutteloos. Ek gaan hom nou weggooi. Ongelukkig is dit so, dat dit nie net dinge is wat mense weggooi nie. Dinge wat vir hulle waardeloos geword het nie. Maar dit gebeur soms wel, al is dit ondenkbaar dat so iets kan gebeur, dat ouers hulle babas weggooi. Dikwels kry ons babas in swart sakke op vullishope. Hoe is dit moontlik dat 'n ouer sy eie kind kan weggooi? Dat die kind vir die ouer waardeloos geword het, soos 'n papbattery. Die disippels raas met ouers wat kindertjies na Jesus toe bring. Want die kindertjies is vir hulle waardeloos. Hulle gooi die kindertjies as het ware
weg. Asof hulle nie belangrik is, nie kosbaar is. Kinders word deur ouers verwaarloos. En partykeer gebeur dit dat die welsyn moet ingryp en dat hulle hofbevel moet kry om die kinders van die ouers te verwyder. Omdat die kinders se lewe so erg bedreig word deur hulle ouers wat aan dwelms of drank of wat ook al verslaaf is, of wat die kinders molesteer of hulle aanrand of wat ook al gebeur, dat hulle daardie kinders moet wegneem. En ons dink baie keer dat dit baie erg is. Dis verskriklik, dink ons baie keer. Maar hoeveel keer gebeur dit? Dat ouers heeldag op hulle selfone sit. En chat, en speletjies speel, TV kyk of werk. En nie die liefde en die aandag en die versorging vir hulle kinders gee wat hulle veronderstel is om te doen nie. Hoeveel keer gebeur dit nie dat ouers na hulle kinders toe gaan met hulle probleme nie? Dat ouers, soos 'n ma byvoorbeeld, na die kind toe gaan en sê, jou pa het nou weer gesuip gisterand hier by die huis aangekom. Dis kindermishandeling. Want daardie kind dink, dis my skuld. En ek is verantwoordelik vir die oplossing van hierdie probleem. Want my ma kom na my toe met hierdie probleem. Dis kinderverwaarlosing en kindermishandeling. Om jou kind as 'n terapeut of 'n sielkundige of 'n beraader of iemand te misbruik. Dis nie kinders se werk om ouers se moeilikheid op te los nie. Huweliksmaats word verwaarloos. Partykeer is die werksverpligtinge en verantwoordelikhede so baie, dat die huweliksmaat net nooit eenvoudig by die huis is nie. Nooit daar is vir die ander nie. Of somtyds is daar net 'n stilte en 'n afwesigheid, waar daar 'n teenwoordigheid moes wees. Soms is daar 'n skelmpie agter die muur. Wat dit ook al mag wees. Huweliksmaats gooi mekaar partykeer weg. Bejaardes word ook partykeer verwaarloos. Ouers laai hulle kinders af by 'n versorgingsoord. En dan moet die versorgingsoord vir hulle sorg. En daardie ouers verlang hulle dood na hulle kinders. Maar hulle kinders raak weer so besig met hulle eie lewe, dat hulle nooit meer by hulle ouers uitkom nie. Hoe voel God daaroor, as mense mekaar so weggooi? Hoe voel God daaroor as mense mekaar so verwaarloos? Psalm 27 sê God neem ons onder sy sorg. Al gooi mense ons weg, hy gooi ons nie weg nie. Ons is vir hom kosbaar. Ons is vir hom waardevol. Hy sorg vir ons. Jesaja 49, God sal ons nooit vergeet nie. Ons is vir hom so kosbaar dat ons name in sy handpalms gegraveer is. Jesus word verontwaardig. En dit beteken ontsteld, ongelukkig, gegrief, gekrenk, ontevrede, geskok. Wanneer sy disippels die kindertjies wil verhinder om na hom toe te kom. Dit ontstel hom, hy hou nie daarvan nie. Want die kindertjies is vir hom waardevol en kosbaar.
Hy wil hulle nie weggooi nie, hy wil hulle nie wegjaag nie. Hy vou sy arms om hulle. Dis tog 'n daad van liefde bewys. Hy seën hulle. En dan sê hy, die koninkryk is juis vir mense soos hulle. God doen die teenoorgestelde as wat ons baie keer doen. Ons gooi mekaar weg. Ons verwaarloos mekaar. God doen dit nie. In hierdie kerk sê ons altyd, in ons gemeente, kinders is vir ons ook baie kosbaar. Kinders is vir ons belangrik, kinders is vir ons spesiaal. Ons wil kinders in die kerk hê, ons wil kinders in die erediens hê, ons wil kinders by die Bybel onderrig hê en by die jeugaksies hê, want hulle is vir ons kosbaar. Hulle moet God se seën ontvang. Selfs 'n klein babietjie ontvang die seën van die Here in 'n erediens. Al verstaan hulle niks van die erediens nie. Hulle kry die seën van die Here. En dis waarom ons ook aan die einde van die jaar prysuitdeling hou. En vir die kinders ook sertifikate gee en sê dankie vir julle deelname en julle betrokkenheid. Dan gee ons hulle nog so ietsie ekstra ook wat lekker is. Maar ongelukkig leef ons in 'n wêreld waarin daar dikwels oogklappe en tonnelvisie is. Nou wat is dit? Mens sit vir 'n perd oogklappe aan wanneer jy 'n perd inspann om 'n wa te trek of 'n koets te trek. Want jy wil nie hê daar moet iets van die kante afkom wat die perd hinder of steur nie. Hy moet net fokus op die pad voor hom, sodat hy nie skrik en dalk met die koets weghardloop nie. Mense loop baie keer ook so met oogklappe rond. Hulle is net so op een ding gefokus, dat hulle die ander goed wat ook belangrik is, nie raak sien nie. Ons noem dit ook tonnelvisie. Dis wanneer jy net so deur 'n tonneltjie kyk en nie alles sien wat jy moet sien nie. Wanneer jy die groter prentjie nie raak sien nie. Kom ek noem 'n paar voorbeelde. Een van die politieke slagspreuke is geweld teen vroue en kinders. En daar word baie daarvan gemaak, baie daaroor gepraat. Maar wat van geweld teen mans? Daar's vrouens wat hulle mans mishandel, wat hulle mans fisies aanrand. Daar word niks van gesê nie. Want ons het tonnelvisie. Ons sien nie die prentjie raak nie. Ons praat baie keer oor kinderverwaarlosing. Maar wat van bejaarde verwaarlosing? Daaroor word selde gepraat. Nog 'n politieke slagspreuk wat so 'n paar jaar terug in die nuus oral uitgebasyn is die BLM. Julle weet waarvoor dit staan. Maar moet dit nie ILM wees nie. All lives matter. Mens kan nie met oogklappe deur die lewe loop en net sê sekere mense se lewens is belangrik nie. Alle lewens is belangrik. En daar word gepraat van rassediskriminasie. En dikwels wanneer daar oor rassediskriminasie gepraat word, dan word dat gewoonlik net gepraat in een rigting. Asof daar in die ander rigting nie ook gediskrimineer kan word nie. Dis ook tonnelvisie. Alle rassediskriminasie is verkeerd. In enige rigting. Daar word gepraat van homofobie. Dis
Dis mense wat gekant is teen die LGBTQI+ en al die ander hoofletters wat daarby ook al mag bykom. Maar wat van die ander kant van die saak? Dit word nie raak gesien. Daar word ook gepraat van xenofobie, van vreemdelingehaat. En dis alles goed wat verkeerd is. Maar dis net die helfte van die verhaal. Wanneer jy een ding fokus, op een ding fokus, en jy ander goed weggooi, ander goed verwaarloos, dan doen jy net so verkeerd, soos daai een ding wat verkeerd is. As een ding verkeerd is alles verkeerd. Dan moet na al die kante van die saak gekyk word. Ek wil afsluit met die vraag, hoe gaan jy dit herstel? Hoe gaan jy dit herstel wanneer jy ander laat weggegooi voel? Nou, dis nie 'n vraag wat ons altyd maklik beantwoord nie, want ons doen dit baie keer nie doelbewustelik nie. Ons laat baie keer mense weggegooi voel, maar ons besef nie eens ons doen dit nie. En daarom moet 'n mens eers vir jouself gaan vra en selfondersoek gaan doen, hoe behandel ek die mense om my? Baie keer maak ons die mense wat die naaste aan ons is, die seerste. Ek dink hulle het 'n liedjie ook daaroor geskryf. Hoe gaan jy dit herstel? Dat jy nie die mense wat naby aan jou is, laat weggegooi voel nie. Hoe gaan jy dit herstel wanneer jy weggegooi voel? Wanneer dit vir jou voel asof iemand jou weggegooi het. Jou nie na waarde ag nie. Nie raak sien dat jy ook kosbaar is nie. Ek dink die regstelling lê in die manier waarop God na ons kyk. In die teksverse wat ons vandag gelees het. En ek het op hierdie mooi gebed afgekom. Ek wil dit graag bidend saam met julle lees. Liewe Heer, verlig dit in my wat donker is. Versterk dit in my wat swak is. Herstel dit in my wat gebreek is. Verbind dit in my wat gekneus is. Heel dit in my wat siek is. En laastens, verlewendig die vrede en liefde in my wat dood is. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan weet dat selfs al word ons weggegooi, U sal ons onder U sorg neem. Ons is vir U kosbaar. U sal ons nooit vergeet nie. U het ons name in U handpalms gegraveer. Dankie dat U arms om ons vou, omdat U ons liefhet. Dat U die hande op ons lê en ons seën. Selfs al gooi die wêreld ons weg. Here, vergewe ons van al die kere wat ons ander mense weggegooi het. Hulle minderwaardig behandel het. Maak ons ook weer heel, as ons stikkend en gebroken voel, soos 'n lapop wat op 'n ashoop weggegooi is. Vader, wees ons genadig. En vergewe ons wanneer ons tunnelvisie het
en net op een kant van die saak fokus, terwyl ons die ander kant van die saak miskyk. Gee vir ons die genade, Vader, om werklik waar U wil te gehoorsaam. U wil wat saamgevat word met liefde vir U, met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand. En die tweede wat daarin gelyk staan, liefde vir ons naaste soos onsself. Gee dat ons U liefde sal lewe, en dat ons mekaar kosbaar sal ag, mekaar sal hoog ag, en mekaar sal lief hê. Vader, ons dank U vir elke kind in ons gemeente, elke kind wat so kosbaar is, elkeen wat vandag ook 'n sertifikaat gaan ontvang van deelname. Dankie vir elkeen wat deelneem getrou aan ons Bybelonderrig en ons jeugaksies. Ons bid vir so baie ander kinders, Here, wat net afwesig is, en ons vra dat U in hulle ouers en in hulle harte sal werk. Dat hulle sal besef dat hulle vir U kosbaar is en dat U hulle graag ook in U huis wil hê. Dan kom bid ons, Here, vir almal wat siek is. Ons bid vir David Roux, Nolla van Staden wat in die harteenhede in die hospitaal is. Ons bid vir Gert van der Walt wat by die huis aansterk na sy groot besering en die dreigende groot operasies wat hy moet ondergaan. Vader, ons bid vir Dion van der Walt wat 'n rugoperasie gehad het. Vir Hetty Venter wat 'n voetoperasie gehad het. Ons bid vir elkeen, Here, wat siek is by die huis of siek is in die hospitaal. En vir elkeen wat hulle versorg, al die hospitaalpersoneel en die dokters. En waar ons vir projekte en alles van die afgelope jaar besig is om tot 'n einde te kom, bid ons ook vir die jaar wat voorlê. En vra ons dat dit 'n geseënde jaar sal wees. 'n jaar waarin ons mekaar sal lief hê, vir mekaar sal omgee, en mekaar nooit sal weggooi nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Jy het nou geleentheid om die Here te dien met die dankoffers. Terwyl jy dit doen, gaan ek afkom en ons gaan die kinders se prysuitdeling ook doen. En die kinders kan ook hulle muntlegging terselfdertyd kom doen.